gees van die dood. En ek wil vandag met jou deel oor gees van die dood. Het jy al ooit in jou lewe gewens, ag weet jy, ek wens sommer ek gaan nie dood. Ag weet jy, ek wil net hê liewe Jesus met my kom haal. Ag weet jy, kan ek nie maar net huis toe gaan nie. Ag, die oomblik as jy dit sê, maak jy absoluut soos 'n agreement met die gees van die dood. En dan moet jy een ding onthou, dat wanneer jy hierdie goed oor jouself gespreek het, spreek jy dood oor jou finansies, jy spreek dood oor jou familie en kinders, jy spreek dood oor jou ministry, jy spreek dood oor jou finansies, jy spreek dood oor jou eie lewe en jou hele familie se lewe, jou honde, jou katte, jou alles. Want die gees van dood wat jy na jou toe aanroep in daardie oomblik, kan ek dit vir jou so verduidelik. My pa het altyd gesê dat julle kinders is baie erg. As ek vir julle die pinkie gee, dan gryp julle sommer die hele arm en die hele lyf saam met dit. En dit is presies wat gebeur. As jy 'n agreement met die gees van die dood doen, dan gee jy nie net vir hom die pinkie nie, hy gryp jou hele lewe rondom jou. En as jy ooit in jou lewe dit gesê het, wil ek hê ons moet vanoggend bid en vir die Here vra, dat hy daai gees van dood van jou sal verwyder. Want jy het 'n deur oopgemaak, jy het hom die volste reg gegee om jou aan te val, ongelukke. Man, jy val jou des nardes toe, jou karre is in ongelukke, jou karre breek, jou vrou is ongelukkig, jou kinders is ongelukkig, daar kom siektes oor jou hele huis. Man, alles wat net sleg is, gebeur met jou. En dit is die gees van die dood. En ek wil vir jou vanoggend vra, kom ons bid saam, sê Hemelse Vader, ek kom voor U vanoggend, deur dit wat Jesus vir my gedoen het aan die kruis. Ek kom vra nou, vergewe my asseblief, omdat ek 'n agreement gemaak het met die gees van die dood, dat ek wou sterf en na U toe gaan. Vergewe my asseblief. Psalm sê, ek sal leef, ek sal nie sterwe nie, om die glorie van God te vertel. Ek vra nou, dat U die engele van U hof sal stuur. U engele wat brandende fakkels is, vuur vlamme is, verwyder die agreement en Lawihaven van my lewe. Verwyder Lawihaven van my finansies en my familie. Verwyder, stuur U engele en verwyder Lawihaven van elke deel in my lewe, dat my voete sal vas wees, geen ongeluk sal oor my meer kom nie. Ek pleit nou die bloed van Jesus Christus tot vergifnis vir dit wat ek gedoen het. Elke agreement wat ek gemaak het met die gees van dood, sit ek onder die bloed van Jesus Christus. Jesus Christus, U het gekom sodat ek lewe en oorvloed kan hê. Ek verklaar nou in Jesus naam dat elke agreement kragteloos en nietig is onder die bloed van Jesus Christus. Ek pleit nou die bloed van Jesus oor my finansies, oor my karre, oor my huis, oor elke besitting, oor my kinders, oor elke dier op my erf. Pleit ek nou die bloed van Jesus Christus. Ek pleit die bloed van Jesus oor my besigheid, oor my hele lewe. Maak my toe onder die bloed van Jesus. Jesus, gee vir my wysheid, insig, kennis. Maak my paraat, sodat ek nie weer hierdie goed sal uiter nie. Maak my verstand helder. Maak my oë oop, om te kan sien, dit wat U vir my doen, dat ek
U sal loof en prys in elke omstandigheid, Here, wat ek het. In al die omstandighede wat ek het, verkies ek om U te loof en prys. Dankie vir die tyd wat ek nou het, wat ek deurgaan, om te leer om U te loof en prys in moeilike tye. Ek loof en prys U, dankie vir 'n kar, dankie vir petrol, dankie vir kos, dankie vir 'n dak oor my kop, dankie vir U liefde, dankie vir U genade. Dankie dat U my bewaar en beskerm, dankie vir die bloed van Jesus wat vir my gevloei het, dankie vir die bloed, dankie vir die bloed, dankie vir die bloed, ek ontvang nou vergifnis, dankie vir die bloed van Jesus Christus, ek ontvang nou vergifnis, ek ontvang vrede en kalmte nou, in die naam van Jesus, dankie Here, dat ek nie meer wil doodgaan nie, maar dat ek wil lewe, om my doel wat U vir my op hierdie aarde gegee het, te vervul. Dankie Jesus, maak my oë oop, haal die skille van my oë af, haal die skille van my ore af, dat ek sal sien, dat ek sal hoor. Ek bevestig, ek het die volle wapenrusting aan vanoggend, die helm van verlossing, sodat my gedagtes sal suiwer wees voor U. Ek bevestig, ek het die gordel van die waarheid aan, dat die gees van die waarheid my sal lei. Ek bevestig, ek het die borswapen van geregtigheid aan. Ek bevestig, ek het die swaard van die gees, wat is die woord van God, in my hand, dat ek dit sal lees, en dat die waarheid oor my sal kom, soos wat Johannes 17 vers 17 sê, waar Jesus vir sy disippels gebid het, en gesê het, heilig hulle in U woord, want U woord is die waarheid. Ek het die skild van geloof in my hand, om die vuurige pyle van Satan af te weer. Ek het die wysheid en die kennis, Here, dat U my sal leer, hoe om die vuurige pyle van Satan af te weer. En die beskoene van die bereidheid van die evangelie van vrede, het ek aan my voete, om te weet, dat U my bewaarder is. U is my beskermer. U is 'n skild wat my beskut. U is my herder, ek sal niks ontbreek nie. Here, U stuur U engele om my te bewaar en my te beskerm op elke pad wat ek sal loop. Here, sal U engele stuur om my te dra in moeilike tye. Ek loof en prys U wonderlike naam daarvoor. Amen.